So vanoggend is ons in die derde gedeelte van die reeks wat gaan oor die eindtye en die feit dat ons leef in die laaste dae. So as jy nou gaan kyk op enige platform, op YouTube of op TikTok of op Instagram, op enige plek waar jy gaan, is daar altyd iemand wat iets te sê het oor die laaste dae. Kyk, 6 jaar terug was dit 'n microchip, né? Die merk van die dier. Toe was daar bloedmaane, elke keer as daar 'n bloedmaan kom, dan is die einde van die wêreld in sig. So daar's altyd mense wat voorspellings maak. Toe Trump Iran ingeval het, toe sê hulle, hierdie is die begin van die derde wêreldoorlog. OK? Maar hier is ons nou nog steeds. Okay, so en hulle het nou vrede gemaak. Die terroriste het beloof hulle sal soet wees, klink dit vir my. Okay? Maar daar's altyd hierdie ding van wat mense probeer voorspel van wanneer dit gaan wees en nou is dit AI. Ek beloof vandag dat ek nooit AI preke sal gebruik nie. Okay, right. Want ons moet maar altyd getrou bly aan die woord. AI is nie Christelik nie, dit glo nie in God nie. Dit is 'n masjien en die mense wat dit gemaak het glo ook nie daarin nie. Okay, so ons moet maar bly by die woord. Dankie vir die Bybel. Nou het ek 'n Afrikaanse ene ook. Okay. So daar's altyd mense wat probeer om te voorspel wat gaan gebeur. En as ons bietjie nader kom na ons wêreld toe, dan sien ons dat mense leef nie meer in respek vir God nie. Hulle leef hulle eie waarheid. Hulle leef wat hulle graag wil hê. Hulle leef hoe hulle glo. Sonde wat in die verlede taboe was, word nou gevier. Die huwelik word gespot want dit is nie meer iets wat baie belangrik is nie. So ons sien dat mense wegbeweeg van God af en dat hulle eintlik hulle eie lewe wil leef. So en ons wonder baie keer, wanneer Christus weer sal kom? En dit is dieselfde wat ons gesien het met hierdie gemeente in Thessalonika, waarmee Paulus praat, en hulle het ook daardie vraag gevra, om te vra, maar leef ons in die laaste tyd, en is dit jy weet, wanneer gaan Jesus Christus terugkom? En wat ons gesien het, is dat die Bybel vir ons leer, dat van die dag wat Jesus Christus opgevaar het na die hemel toe, sy gees vir ons gegee het, en gesê het, ons moet die woord verkondig aan alle volke, tale en nasies, van daardie dag af leef ons in die laaste dae. Maar, ons weet nie wanneer Christus weer sal kom nie. Here onse God, ons dankie, dat ons kan weet dat U altyd by ons is, dat U 'n goeie Vader is. En wanneer ons vandag Vadersdag vier, Here, dat ons U ook sal vier wat ons hemelse Vader is. En dit is my gebed dat deur U woord en deur dit wat die Bybel vir ons leer, dat ons ook sal verstaan wat U van ons verwag as kinders van God en wanneer ons leef in die laaste dae. Amen. So ons gaan nou vanoggend kyk na die laaste 2 hoofstukke van Thessalonisense, dit is hoofstuk 4 en hoofstuk 5. En net om so 'n vinnige oorsig te gee, as jy gaan lees in Handelinge hoofstuk 17, is waar Paulus sy by hulle gaan preek het vir 3 weke lank, het hy daar gepreek, en dat hy hulle geleer het, dat hulle splinter nuwe Christene, dat hulle nie moet bekommerd wees nie, maar dat hulle moet glo in God, dat hulle op 'n goeie plek is, dat die Here hulle liefhet, dat die Here hulle beskerm, dat hulle anders moet leef as die mense waar tussen hulle leef. En dan was daar natuurlik ouens wat glad nie gehou het van Paulus nie, en hulle het gesê, hy jok oor die evangelie, hy jok oor Christus, hy doen dit alles vir homself, hy wil net geld maak, en dit gaan glad nie oor die evangelie nie, want dit wat hy sê is nie die waarheid nie, dat hulle hom wou doodmaak, en toe moes hy vlug, en nou los hy hierdie mense agter, en nou sê hy vir hulle, maar weet jy wat, wees nie bekommerd nie, want God het julle lief, julle is kinders van hom, julle glo in Jesus Christus, dit is die waarheid, die Heilige Gees sal julle ondersteun. En dan sê hy vir hulle, daar's 3 dinge, hoe ons anders moet dink. So ons het gesien in die heel
begin het ons gesien dat ons gaan gereed maak vir die koms van God. Toe het ons gepraat oor hoe ons gaan lewe en vandag gaan dit oor dat ons anders moet dink. Dat ons in 'n ander rigting moet beweeg. En die eerste ding waaroor ons gaan praat is, ons gaan beweeg van sondigheid na heiligmaking, van verwarring na duidelikheid en van passiwiteit na gereedheid. So die eerste gedeelte sê in 1 Tessalonisense 4 vers 1, dan skryf Paulus, hy sê, julle is deur ons onderrig oor hoe julle moet leef om God te behaag. Want dit is God se wil dat julle heilig moet leef, dat julle sal weerhou van onsedelikheid. Dat elkeen sal weet hoe om sy eie vrou, baie belangrik, op 'n heilige en 'n eerbare wyse te verkry, nie uit wellustige begeertes soos die heidene wat God nie ken nie. God het ons tog nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligheid. So die eerste ding wat hy vir hulle sê is, ons beweeg van sondigheid na heiligheid. So nou in die Christelike teologie is daar twee woorde wat baie belangrik is. Die eerste een is regverdigmaking en die ander een is heiligmaking. So julle weet wat is die verskil? Okay. Regverdigmaking is die dag wanneer jy tot bekering kom. Dan regverdig God jou op grond van dit wat Jesus Christus gedoen het. So dit is 'n gebeurtenis wat een keer in jou lewe plaasvind. Is regverdigmaking. God kom en hy gee sy seun wat sonder sonde is, wat heilig is, wat nog nooit in sy lewe iets verkeerd gedoen het nie. Hy gee sy lewe vir mense wat sondig is, want Paulus sê vir ons, toe ons nog sondaars was, het Christus vir ons gesterf. En daardie regverdigheid wat God gekry het, daardie tevredenheid wat God die Vader het, met dit wat Jesus Christus gedoen het, word nou ons sin. So die regverdige sterf vir die onregverdige, en die een wat sonder sonde is, gee vir die een wat sonde het, die regverdigheid van God. Met ander woorde, dat jou sondes vergewe is. Dit wat jy in die verlede gedoen het, dit wat jy vandag doen, en dit wat jy in die toekoms gaan doen. Dit is regverdigmaking. Dit is iets wat een keer in jou lewe gebeur. Heiligmaking is die proses waardeur ons meer soos Jesus Christus word. Dit is iets wat elke dag gebeur. Dit is nie net iets wat een keer gebeur nie, ons word elke dag aangespreek deur die woord van God, dat ons meer soos hy sal word, dat ons heilig sal lewe, dat ons anders sal wees. Dit is 'n proses waardeur ons moet beweeg elke dag, sodat ons die mense kan word wat Christus wil hê ons moet word. Sodat wanneer ons nou oor hierdie gedeelte praat, dan kom sê hy vir ons, God wil nie hê dat ons onrein moet wees nie, maar dat ons heilig moet lewe. So daar's iets in jou lewe wat God wil hê moet verander. Miskien wil hy hê dat jou mond moet verander, dat jy minder moet skinder. Miskien is dit dat God wil hê dat jy jou hart moet verander, dat jy minder jaloers sal wees. Miskien wil God hê dat jy jou denke sal verander, sodat jy mense sal vergewe, sodat jy ander mense sal lief hê. Miskien is daar 'n spesifieke vinger in jou hand wat die Here wil heilig. Veral as 'n taxi voor jou inry, né? As jy vir hom wil wys in watter rigting hy moet beweeg. Miskien is daar goed in ons lewens wat die Here wil hê dat moet verander, maar nou kom hy by hierdie gemeente in Tessalonika en hy sê vir hulle dat julle heilig moet lewe, dat julle nie een kant toe getrek moet word deur seksuele sonde nie. En die rede hoekom hy dit aangespreek het, is dat dit was 'n groot ding wat deel was van hierdie gemeente, of van hierdie gemeenskap, moet ek sê, is dat die mense het na die tempels toe gegaan om die afgode te gaan aanbid, en as deel daarvan was dit 'n algemene praktyk dat mans seksueel moet verkeer met die prostituie in die tempel. Dit is eintlik gesien as 'n tipe van 'n prestasie. Dit is gesien as 'n godsdienstige openbaring wat hulle wys. En dit was eintlik,
jy weet, as jy nie 'n affair gehad het nie, dan was jy nie deel van die cool groepie nie. Die ergste van alles is dat daar van daai mans was wat jong seuns gegroom het tot op 'n stadium wat hulle kon misbruik. En dan kom Paulus en hy kom sê, julle is nie soos hierdie mense nie. Julle moet anders wees. In ons wêreld vandag, hoe lyk dit? Hierdie hook-up culture, né? Net so in die ou dae het hulle dit 'n one-night stand genoem. En dat mense seksueel verward is. As ek die woord van God lees, is daar net male en female, manlik en vroulik. Maar daar word hierdie hele ding gevoer wat mense absoluut net kan leef net wat hulle wil, kan leef net soos wat hulle wil. En daarom kom Paulus en hy sê vir hulle, hierdie goed is nie meer deel van julle lewe nie. Hy sê dit, julle is ook nie meer deel, dis ook nie meer deel van julle lewe nie, maar dis nie die enigste area in ons lewe waar God ons aanspreek nie. Dit is maar net een daarvan. En dat ons heilig moet wees. Maar die Here weet mos ek het my begeertes en ek het my behoeftes. En ons gaan eendag trou, nie noodwendig met mekaar nie, maar vir nou, né? Vir nou is ons by mekaar en ons bly. Onthou net dat God het seks gemaak vir die huwelik tussen een man en een vrou. Dit is waarvoor hy dit gemaak het. En as jy buite daai raamwerk beweeg, dan beweeg jy buitekant die wil van God. En jy kan dit nou maar regverdig net soos wat jy wil. Dit is nie reg nie. Want God het dit gegee as 'n gawe en as 'n geskenk om te gebruik binne die huwelik. Dit is hoe God dit gebruik het. En daarom wil hy vir ons kom sê, maar mense wat nie aan my glo nie, word beheer deur hulle begeertes. Maar julle is nie meer van daardie mense nie. Julle is nou nuut gemaak, julle is vrygekoop, julle is deel van die koninkryk van God. Julle glo in Jesus Christus. Julle word nie meer gedryf deur julle begeertes nie, maar deur die Gees. En dat die Heilige Gees ons moet aanspreek. En dat hy vir ons kom sê dat hy is nie 'n spoilsport nie. Nee. Almal dink nou, ja maar, die kerk is nou so inperkend en ons mag nou nie meer onsself geniet nie. Nee, die Here wil hê jy moet homself geniet binne perke. Want hy wil hê dat jy heilig moet wees, dat jy anders moet wees, dat jy anders moet dink. Dat jy moet beweeg van sondigheid na heiligmaking. Dat jou lewe moet verander. Die tweede ding wat hy vir ons sê is dat ons beweeg van verwarring na duidelikheid. In Tessalonisense 4 vers 13 tot 14, dan sê hy, ons wil nie hê dat julle onkundig moet wees oor diegene wat ontslaap het nie, sodat julle nie treur soos ander mense wat nie hoop het nie. Want ons glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het, God sal ook diegene wat gesterf het, deur Jesus met hom saamneem. Die mense in daardie gemeente was bekommerd oor hulle geliefdes wat gesterf het en Jesus Christus het nog nie gekom nie. En hy wil vir hulle kom sê, ons hoef nie bekommerd te wees daaroor nie. Want daardie mense is reeds by Christus. Die moeilikste ding is om iemand te begrawe wat jy nie weet of hy 'n kind van God was nie. Dis die moeilikste. Want in voorbereiding vir die diens, wat moet jy sê? Wat moet jy sê van 'n persoon wat jy weet God nie geken het nie? En dis ongelooflik hoe dat die mense wat daar is absoluut glo dat almal hemel toe gaan. Terwyl die woord van die Here vir ons sê, as jy sterf sonder Christus, is jy nie in die koninkryk van God nie. Die moeilikste is om by so 'n begrafnis 'n diens waar te neem, want die verskil tussen iemand wat sterf met Christus en die een wat sterf sonder Christus is 'n wesenlike verskil. Die gees wat daar is anders. Die gees wat daar is by iemand wat Christus geken het en
in sy teenwoordigheid gesterf het, daar's 'n vrede wat jy nie vir iemand kan verduidelik nie. En die teenoorgestelde is ook waar. Daar's 'n angstigheid, daar's 'n benoudheid, daar's 'n geween. Nie soos in iemand wat met Christus gesterf het, die mense wat agterbly, hulle huil daaroor, hulle is hartseer daaroor, maar dit is 'n wete van ons sal mekaar eendag weer sien. Maar om te sterf sonder Christus is seker van die moeilikste goed om te deel mee. En daarom sê Paulus vir hulle, ons treur nie soos mense wat nie hoop het nie. Ons weet dat wanneer ons geliefdes sterf en hulle is in Christus, dat hulle onmiddellik by Christus is. En dit gee vir ons vrede. En dat ons nie moet bekommerd wees oor dit wat voor lê nie. Maar dat ons oortuig kan wees dat Christus ons almal ken. En dat die wat dood is ons nie vooruit gaan nie, maar ons sal almal saam by Christus wees. En dan skryf Paulus hierdie gedeelte in vers 15 tot 18. Hy sê, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, ons wat lewe, wat agtergebly het tot die koms van die Here, sal beslis nie diegene wat gesterf het voorwees nie. So ons is nie beter as hulle nie. Okay? So hulle staan in die teenwoordigheid van God. Vers 16, want die Here sal self met 'n luide bevel en met die stem van 'n aartsengel en met die trompetgeskal van God uit die hemel afkom en diegene wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat lewe en oorgebly het saam met hulle in die wolke opgeneem word om die Here in die lig te ontmoet en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar met hierdie woorde. Bemoedig mekaar met hierdie woorde. Nou gaan ek vir julle ietsie wys waaroor daar verskriklik baie debat is, né? En dit is wat gaan in die einde gebeur. Okay? Dit gaan gewoonlik oor Openbaring. En hierdie is die tradisionele beskouing van hoe dit werk. So jy mag nie van my verskil nie en jy moet dit glo. Okay, nee, is nie die waarheid nie. Daar's baie mense wat sê hulle glo en hulle aanvaar hierdie van hoe dit werk en daar's ander ouens wat baie slimmer is as ek en wat baie langer gestudeer het en gesê het nee, dit werk nie so nie. So ons moenie dat hierdie tipe goed ons liefde vir mekaar beïnvloed nie. Ons kan verskil oor hierdie. Want onthou net, jou redding en jou sekerheid van jou toekoms gaan nie oor of jy glo in die wegraping of nie, dit gaan oor of jy glo in Christus. Of jy aanvaar dat Jesus Christus die Seun van God is en bely dat God hom uit die dood uit opgewek word, daarom sal jy gered word, nie wat jy glo oor hierdie goed nie. Maar dit is die tradisionele en die algemene beskouing. So die eerste ene is dat daar 'n wegraping gaan wees en dit lees ons in 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 17 dat daar 'n oomblik gaan wees wat Christus die kerk gaan kom haal en dat ons nie meer hier gaan wees nie. En die Griekse woord wat daar gebruik word vir daardie gedeelte om weg te neem is harpazo. Dit beteken om skielik weg te ruk of weg te vat. Dit is soos as jou kind byvoorbeeld voor 'n kar wil inhardloop, dan gryp jy hom so aan die kraag, net die gesig raak blou, maar ten minste kom hy uit voor die kar, né? Wegraap en jy ruk hom weg. Of as jou vrou jou een kant toe trek want sy weet jy gaan nou iets simpels kwytraak, né? Dan ruk sy jou weg. Harpazo, daai wegraping, hy wegruk. Dit is waar hulle sê dat Christus sal kom om sy kerk te kom haal. En dan is daar 'n 7 jaar verdrukking. Jy kan dit lees in Openbaring 16 tot 18 en dan gaan dit oor die tweede koms van Christus. Met ander woorde, die wegraping is iets wat soos 'n dief in die nag gebeur. Daar is 'n luide geskaal en Christus kom en hy trek die kerk weg en dan by die tweede koms van Christus is die kerk wat saam met Christus kom om te kom oordeel oor die wêreld. En dan is dit dat Jesus Christus 'n 1000 jaar vrederyk gaan bevestig en dan is daar die vernietiging van Satan. Jy lees die 1000 jaar vrederyk en die vernietiging in Openbaring hoofstuk 20 en almal dink daar gaan 'n oorlog wees. Die oorlog is klaar gewen. Christus het klaar gewen.
Satan probeer alles in sy vermoë om die koms van Christus te stop, om soveel as moontlik mense weg te trek van die evangelie af. Maar die stryd is klaar gewen. As jy Openbaring 20 gaan lees, dan staan daar dat Christus het gekom en die Satan is in die poel van vuur gegooi, want dit is sy einde. Daar was nie 'n oorlog nie. Hy kom, vat vir sekelstert in die vuur. OK? Dis hoe dit werk. Die oorlog is klaar gewen en dan die laaste gedeelte is dat daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde is, waar Christus sê, daar's geen pyn, daar's geen dood, daar's geen hartseer, daar's geen sonde. Dit is om in die koninkryk van God te wees. En dan sê hy, bemoedig mekaar met hierdie woorde, dat Christus gaan kom om ons te kom haal. Dat ons nie verward sal wees oor die toekoms nie, maar dat ons seker sal wees oor wat gaan gebeur. Kan jy vir my aangaan na die volgende skyfie toe? Dis presies wat hy vanoggend gedoen het. So kom ons hoop ons kan aangaan daar. Ons sal probeer. Okay. Die laaste een gaan oor om te beweeg van passiwiteit na gereedheid. 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 3 sê oor die tye en geleenthede, broers, is dit nie nodig om aan julle te skryf nie, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here soos 'n dief in die nag kom. Wanneer hulle sê daar is vrede en veiligheid, kom daar skielik vernietiging oor hulle. Paulus sê daar's vrede en veiligheid. Dit was eintlik 'n lese wat hulle gehad het in die Romeinse ryk. Pax et securitas. Dat as die Caesar regeer, dan gaan alles veilig wees. As ons net 'n nuwe regering kry, dan gaan ons veilig wees. As ons net die regte mense aan bewind kry, dan gaan daar vrede wees. En wat Paulus vir hierdie mense kom sê, is dat julle vrede lê nie in wie in beheer is nie. Julle vrede lê nie in wie die regering is nie. Julle vrede lê nie in mense nie. As ons net meer geld kan verdien, dan sal daar vrede en veiligheid wees. As ons net beter verhoudings kan hê, dan sal daar vrede en veiligheid wees. Ons vrede en ons veiligheid lê nie in die kultuur nie, dit lê nie in die politiek nie, dit lê nie in 'n paycheck nie, dit lê in wie Jesus Christus is. Dat hy is die een wat vir ons vrede bring. Hy is die een wat veiligheid bring. Hy is die een wat ons beskerm. Hy is die een wat ons toerus deur sy Heilige Gees. Ons vrede en sekuriteit lê nie in die dinge van hierdie wêreld nie, want hierdie wêreld is nie ons huis nie. Ons is hier om die koninkryk van God uit te dra. Ons is hier om mense te leer. Jy sien, nou werk hy. Okay? 1 Tessalonisense 5 vers 4 tot 6, maar julle is nie in die duisternis nie, sodat die dag julle nie soos 'n dief oorval nie. Julle is immers almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos ander nie, maar laat ons waaksaam wees en nugter. Dat ons nie mislei word deur die dinge van hierdie wêreld nie. Dat ons nie gemaklik raak nie. Dat ons nie lou warm sal wees nie, maar dat ons wakker sal wees en dat ons die geleentheid sal gebruik om mense van Jesus Christus te vertel. Vriende, ons moet weet dat ons is in 'n stryd. En dis nie goed wat jy kan sien nie. Dis 'n geestelike stryd. En dit is hoekom God vir ons sê, vat die volle wapenrusting. Vat die skild wat geloof is. Vat die woord wat die swaard van God is. Sit die helm van verlossing op. Dra die gordel van waarheid. Trek die skoene aan sodat jy die bereidheid het om die evangelie te verkondig. Wees wakker. Moenie gemaklik raak en complacent raak met die dinge van die wêreld nie. Want hoe harder die wêreld skree, hoe duideliker word God se woord. Ons is nie mense van die duisternis nie. God het ons gered, hy het ons gebring na sy teenwoordigheid, dat ons mense van die lig sal wees. En hierdie week se vraag is dit. Okay, hierdie week is daar net een vraag, okay?
Die vraag is, wat sal ek verander as ek werklik glo dat Jesus Christus enige oomblik kan terugkom? Wat sal ek verander as ek regtig 100% oortuig is daarvan dat Christus enige oomblik kan terugkom? Wat is daardie goed in jou lewe? Miskien is dit 'n sonde wat jy moet bely. Dat jy nie meer vasgevang sal word in afhanklikheid nie. Dat jy vry sal kom van pornografie. Miskien is dit om dadelik gehoorsaam te wees as God vir jou iets vra. Miskien is dit om minder vrees te hê. Miskien is dit om meer vrymoedig te kan wees. Ons het gesê in die eerste week, ons gaan draai, ons gaan God dien en ons gaan wag. Tweede week het ons gesê, ons gaan vrymoedig wees wanneer ons met mense praat, ons gaan in opregtheid leef, ons gaan mense innig lief hê en ons gaan volhard tot op die einde. En vandag het ons gesê dat ons beweeg van sondigheid na heiligheid, van verwarring na duidelikheid en van passiwiteit na gereedheid. Ons wag nie soos mense wat wegkruip en bang is nie. Ons vertel vir mense die waarheid. Ons weet dat Christus kom. Here, ons dankie dat ons kan weet dat U is die koning van alle konings en die Here van alle heersers, dat U opgestaan het, dat U sit aan die regterhand van God die Vader, dat U heers tot in ewigheid, dat U U kerk onderhou, dat U U kerk bou, dat U elkeen van ons roep tot diensbaarheid om die evangelie van Jesus Christus wat mense kan vrymaak te verkondig. Dat Here, dat U in ons harte sal praat en sal sê, wat is dit wat ek sal verander as ek regtig glo dat Christus enige tyd kan terugkom. Dankie Here dat ons met alles wat ons is en alles wat ons het na U toe kan kom, dit voor U voete kan kom lê en vir U kan vra dat U ons sal ondersteun en sal versterk deur U Heilige Gees om dit aan U toe te vertrou en te glo dat U alles laat meewerk ten goeie vir hulle wat U liefhet. Ek bid vir hierdie gemeente dat U hulle sal seën, dat U hulle sal beskerm en Here dat hulle U teenwoordigheid sal kan voel en kan ervaar. Ek bid dit alles in die naam van Jesus ons Here. Amen. Gemeente van die Here Jesus Christus, mag julle die genade van God, ons Vader, wat alles onderhou, en die liefde van Jesus Christus ons Here en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees elke dag ervaar. Amen.